Welkom by die amptelike program. Ons het mos gepraat, ons het gesê podcast, maar ons het vandag ook die naam bekend gemaak. Dit is die Inner Eagle. So ons gaan 'n bietjie diep gesels oor die Inner Eagle. Ons gaan gesels 'n bietjie oor dinge wat saak maak. En vandag is dit vir my so 'n groot voorreg. En jy het julle my boek al gelees, het julle het Rising Eagle al gelees al. En in Rising Eagle praat ek van onderwysers. En as ek gewoonlik by skole praat of by groepe praat, sê ek altyd as 3 onderwysers wat 'n groot rol in my lewe gespeel het en 'n verskil in my lewe gemaak het. Op laerskool was dit meneer Thomas Matthee, hoërskool is dit Carol Marolli en Elizabeth Lose. Maar ons wil vandag bietjie praat oor daai impak wat 'n juffrou. Ek kan tot vandag toe nie sê Carolie, soms wil sy gesê word Carol. Ek kan nie sê nie. Ek kan ook nie as ek 'n onderwyser, die ou prinsipaal ontmoet om te sê, "Yes, Len, nee, dit werk nie so nie." Is nog steeds meneer en soms sê hulle, "Nee, jy's nou al oud al." Ek raak al grys. As jy al oud al, maar dit bly net dieselfde dat daai respek, want respek is 'n ding wat iemand van my geleer het, geduld met respek en dissipline gaan jy baie ver kom. Maar vandag wil ek aan julle bekendstel, niemand anders as Juffrou Carol Marolli, opvoeder van Weltevrede Senior Sekondêre Skool. Juffrou, welkom op die program, die Inner Eagle. As ons eerste episode en wat 'n voorreg om u saam met ons te hê. Baie dankie Geduld dat jy vir my genooi het. Alhoewel ek nog taamlik senuweeagtig is as ek hier sit. Baie dankie, dis 'n verskriklike groot voorreg. Ja, dit is altyd lekker as 'n mens jou onderwysers sien en dan dink jy in vandag se tyd hoe dit op skole gaan. Is dit nog dieselfde vandat ons daar weg is? Nee, ek dink respek en goeie maniere saam met julle weg van die skool af. Ja, ek kon nou toe ons in 2005 klaar gemaak het, hulle gesê, "Joh, daar's net 'n vermisting in daai groep." Ek dink ons was 'n baie spesiale groep in ons tyd, want dit was 'n mengelmoes van verskillende kinders met verskillende behoeftes. Ja, absoluut. As ons kyk na vandag se kinders, ons kinders het nie meer respek nie. Ons kinders toon nie maniere nie. Jy stap verby hulle groet jou nie eers nie. En hulle huiwer hier om 'n vloek voor jou te laat as hulle kwaad is vir iemand anders nie. Ek kry een so 2-3 weke terug kry ek 'n meisie gaan in by ons kerksaal en sy sê, "Hallo juffrou." En ek sê, "Ek wil jou nie groet nie." Heel verbaas. "Hoekom wil jy vir my nie groet nie?" Ek sê, "Jy het vroeër voor pouse vir my gevloek. Ek het verby jou geloop, jy het my gesien, jy het gevloek vir jou maatjie sonder om 2 keer te dink. En nou wil jy vir my by die kan die skool kry en vir my groet." Dit werk net nie so nie. It doesn't add up, soos hulle sal Ja. sê. En dit is so belangrik, ek dink in ons tye was dit gewees, jy wil in die klas gewees het. Jy gesien 'n onderwyser, jou hemp is ingesteek en ons kom van Weltevrede af, 'n skool wat iemand sal dink, "Joh, Weltevrede." Maar die respek en die dissipline van in ons tyd. Jy het respek gehad vir die opvoeder en het self respek gehad vir die maatjie. Want as die klok gelei het, wou jy nie buite gewees het nie. Staan hulle nog in die lyn by die klas soos ons gestaan het? By sekere klasse. Ek moet sê as jong onderwysers 'n verskriklike probleem om dissipline te handhaaf, om vir kinders te staan in jou ry. Die kinders kom aangehardloop soos hulle lus kry, veral tussen periodes na pauses. Dinge is net nie meer dieselfde nie. Ja. Dit wat jy geken het van skool is wêrelde verskil van wat ons deesdae ervaar op die skool. Ja, en jou skool is jou trots. Ek dink jy wil geweet het jy kom van Weltevrede af. Ek dink toe ek gaan studeer het, toe hulle gedink oor my maniere, ek kom van die genote af. Maar ek het gesê, nee, maar kom van Weltevrede aan WT en is regtig 'n skool waarop ek tot vandag op trots is, van my fondasie het daar begin, my menswese daar begin. Ek het daar kom leer van omgee, terwyl ons lese sê, Vincent Omnia Veritas, die waarheid sal altyd seëvier, en dit is goed wat by ons geplan was, en jy wil met trots gesê het, man, ek kan my skoollied sing, en tot vandag toe sing jy met trots en met eer, want ek dink wat die juffrou hulle daai tyd gedoen het, was dit iets anders gewees. Ek weet nie of dit die atmosfeer was nie, of dit die jare, wat was vir u die belangrikheid van daai jare se studente in terme van opvoeding? Ek dink toe ek begin skool het, omdat ek 'n arm agtergrond het kom, het ek altyd vir kinders gesê, opvoeding is iets wat niemand van jou af kan wegvat nie. So ek vir kinders sê, ek leer vir jou iets wat iemand eendag nie van jou af kan wegvat nie. As ons dink, deesdae gaan kinders nie skool toe om opvoeding te kry nie. Hulle gaan skool toe omdat hulle dalk 'n sosiale toelaag kry, omdat hulle ouers dalk vir hulle dwing, maar dit is nie om ergens te kom in die lewe nie. En dit is die verskil tussen vandag se kinders en julle. Julle het geweet waar vandaan julle kom
en julle wou iets beters maak met julle toekoms. Deesdae se kinders doen dit nie meer nie. Dis iets anders. En dan het jy skooltrots aangeraak. Julle was trots op weltevrede. Julle was trots op julleself, trots op julle onderwysers. Vandag se kinders het nie daai skooltrots nie. Hulle sing nie meer met skooltrots, hulle skoollied nie. Jy sukkel eintlik wil hulle mompel as hulle sing. Hulle rammel dit af so vinnig as moontlik wil hulle klas sing. Hulle het nie meer skooltrots op hulle skoolklere nie. Ja. Hulle kom met tekkies skool toe. Hulle kom met gekleurde tops wat julle nie gedoen het nie. Julle het met trots 'n navy top gedra, 'n vaal broek, vaal sokkies, swart skoene en julle was baie trots op hy skoene moes blink. Ja, Tot vervelings toe hy skoene skoon gemaak in 'n klas en vandag se kinders doen dit ja, nie meer. die graashoppers van die manne was altyd vir my wat uitgestaan het. Jo, juffrou, het vat my terug want ek sê altyd ek wil daai memory herleef om te stap van kamer 29 af en dan ek vat my terug. Ek het die klas gekry by juffrou nie. Nee. Ek was nie deel van juffrou se register nie. Ek dink ek was 'n graad voor, ek is nie seker nie, was in my graad 10 jaar. Graad 10 jaar. En ek het nog uit die hare gehad van die wat jy geweet het. ek het 'n tipe haarstyl gehad wat curly met lotion met die lotion die wat so goed so naby aan gel wat hy aangesmeer het en ja, hoe die vir hierdie mannetjie as ek nou terugdink, ek was kraal gewees met hierdie hare wat regop staan en ek het die klas gekry by juffrou nie. Ek wil daai twee dots net by mekaar sit want ek praat daaroor want op 'n stadium word ek genooi na juffrou se klas toe waar hy nooit was nie. Die emosie wat hy deurgaan, joh, wat het ek nou gemaak? Die juffrou ken nie vir my nie. Het ek nou iets gesê? Ja. Jy was graad 10, ek was bewus van jou van graad 8 af. Jy het nie in graad 8 by my klas gekry nie, ook nie graad 9 nie. In feite jy het nooit by my klas gekry nie. Maar in graad 10 het ons eendag, daar was 'n juffrou op die skool, sy was my kollega en sy was ook my vriendin, Francisca Lekadeer. Yes. En toe noem sy dit eendag in die personeelkamer tydens 'n pouse, vertel sy vir my kortliks jou storie. Jy bly nie by jou familie nie, jy bly by ander mense. Ek dink was dit of daai keer wat jy in die kerk se tent gebly het, of was jy al altyd in 'n sinkhokkie agter by mense in die yard? Was dit so geval ook? Yes, ek was eers toe ek met die juffrou praat, toe bly ek nog in die tent. Nou ja. En toe sy skuif na die sinkhokkie. Dit was dit gewees en sy vertel vir my jy is afhanklik van ander mense om vir jou kos te gee. In my eerste gedagte, dit is 'n kind wat graad 10 is, hy's 16 jaar oud. Agterna het ek gehoor jy was 16. Mense, ek was oud. Ja, ons het jou 21 gevier toe jy graad 11 was. Ons het 'n hele paar onderwysers wat genooi was na jou 21 toe. In elk geval, toe sê sy vir my dat jy kry maar kos by van die gemeentelede. En my eerste reaksie is en toiletries, wie koop vir hom lekker maak goed, lekker ryk goed. Want is 'n kind wat ek gedink het 16 is 'n jong man, hy wil lekker ryk as dit is 'n vriende. Toe kom ek agterna, agter is 'n oom. Ja. En sy vertel vir my van jou en ek stap uit en ek dink goed, ek gaan vir jou laat roep in my klas toe. En ek vind uit in wie se registerklasie is, dat vra vir die onderwyser. Ek kan nou wie jou registerklas onderwyser was nie, maar waar is geduld nou hierdie periode? En ek kom toe agter waar jy was en ek sê ek kan gaan roep geduld hy na my toe kom. En op daai stadium het ek Jabes se gebed my eie gemaak. Dit het my deurgedra deur elke situasie in my lewe. Waar jy vra vir die Here se seën, jy vra dat die Here teenwoordig in jou lewe moet wees. En dan eindig dit af deur dat jy vra dat die Here moet vir jou van onheil beskerm. En ek dink by myself, ek vra vir seëning in my lewe. Ek vra dat die Here vir my moet beskerm, dat hy in my lewe moet wees. En ek hoor nou van 'n kind wat op sy eie moet 'n lewe maak. Wat geen ondersteuningsstelsel het, behalwe die kerkmense wat vir hom goedjies gee nie. Ek dink, okay, miskien kan ek maar 'n klein bydrae maak tot sy lewe. En toe roep ek jou mos. Jy kom daar aan en jy's heeltemal uit die veld geslaan. En ek dink ek het jou kortliks vertel van die Jabes se gebed. En toe bied ek aan om vir jou maandeliks geld te gee sodat jy jou toiletries kan koop. En ek dink ek het jou skoolfooi ook betaal vir 2 jaar, né? Yes, juffrou, dit graad 10 en graad 11.
in graad 12 het ek jou skoolfooi betaal, maar hy was 'n ander storie. Ons kan nie oor praat Ons so. gaan diep daar. Elise was ek daar. En ek het geld gegee vir jou matriekafskeid. Die matriekafskeid ook. Len Moses het jou das gekoop. Die das kan jy onthou? gesponsor, ja. Ja. En toe raak het 'n storie van maandags kom jy na my toe. En dan was daar sekere man, ek het soms so sleg gevoel as hy na my toe kom en ek het die kontant geld gehad nie. En toe sê ek vir hom, goed, as dit die 15de is en ek het nie, dan kom jy die middag na skool, kom jy toe by die huis, dan kom haal jy jou geld. Dit is jou geld. Ek Jy is geregtig op daai Ek geld. het gepay. Jy het gepay, ja. En dit was 'n klein bedrag, dit was nie miljoene nie. Dit was net ietsie dat jy kon sprei, 'n roll-on, 'n sepie kon koop, ietsie anders wat jy wou koop, maar dit was nie miljoene nie. En 'n bietjie kan kamp ook saam met die VCSV gaan. Ja. Maar juffrou, het vat my terug, het maak vir my emosioneel, want op daai stadium was dit vir my 'n laagte geweest. En het gebly in die kerk, maar het het nie altyd so wel gegaan nie. En hier roep juffrou vir my om te sê, maar ja, ek het die gebed van Jabes gebid, en ek myself op hierdie stadium het ook die gebed gebid. Here, vermeerder my grondgebied. En terwyl u ook bid vir die onheil wat hy moet weghou in die siening, kom die Here en die Here sit vir juffrou Lukedee om te sê, maar daar is iemand wat niks het nie. Ja. En vir my as mens, as kind, want ek moet nog steeds kind gewees het, van my peers was almal kinders. Al was ek die oudste in die klas, was die groepie om my was almal kinders. En daai was vir my belangrik om kind te wees. Want soms het die manne jou uitgelag en uitgejou en grappe gemaak en het jy gevoel, ja, ek kan nou iets doen, maar ek is klaar te oud vir die sisteem. Maar wat vir my die belangrike was daai omgee. Daai moeite, want ek weet nie in vandag se tyd of mense nog steeds dieselfde tipe opvoeder kry wat sê, maar ek kyk gewoonlik en dan scroll ek deur die sosiale media sê, ek kry baie onderwysers op TikTok, hulle het verskillende goetertjies met die klanke, die tel, die wiskunde, maar die grootste verskil vir my was daai gesprek wanneer jy 'n kamera was nie. Daar was nie 'n kamera nie, daar was nie 'n audience, daar was nie 'n like, daar was nie 'n sê nie. Vir my was hy was totally authentic. It was real because daar was kinders in die klas. Nee, ek was alleen, dit was 'n afperiode. Ek en jy was alleen in die klas. Ja, daar was niemand die, en hier kom iemand om te sê, maar ek is bereid om seker te maak, jy kry elke maand iets. Waar ek het nie gehad het nie. Ja. Want het was vir my die moeilikste, jy moet bak en staan vir alles wat jy wil hê in die lewe. En vir my het was net daai, en ek weet tot vandag toe nie wat ek sal maak om dankie te sê. Ek het al baie platforms, maar ek sê, ek het die woorde om dankie te sê nie, want dit het my lewe verander. En dit was so klein gewees, geduld. Maar dit was 'n kommitment wat ek met jou gemaak het. Yes. En nie om mense te beïndruk nie, want dit was net my man wat geweet het daarvan. Ja, niemand het geweet. Op daai stadium het ons by my skoonmense gebly, Yes. En my skoonpa en ma daarvan bewus geraak, want hulle het geweet nou al, as die seentjie kom klop, kom soek hy vir my, want ons het bo gebly, hulle was onder. Yes. En nie veel ander mense het reg, juffrou Los het geweet daarvan. Yes. Ek dink ek het vir juffrou Lukedee gesê, maar niemand anders by skool het geweet dat ek help jou nie. Ja, Want dit was nie nodig gewees om vir almal te verkondig nie, want ek wou jou help, nie vir my in die proses ophelder as die ster juffrou of whatever nie. En ek dink is eers later in die lewe, toe ek nou begin praat, dat mense, is dit waar? Want niemand het geweet nie self, ek dink by my was dit net Daniel, want ek en Daniel was baie na aan mekaar, en Daniel, as julle vir Daniel ken, Daniel was baie skraal, en ons was soos vonkelend koriander. En hulle het altyd gevra, maar as hulle vir my sien, waar is Daniel, of as vir Daniel sien, maar waar is geduld? Maar vir my is dit net die belangrikheid van, behalwe dit, die belegging wat u gedoen het u ook geweet, ek is akademies sterk genoeg he? Ja, ek het dit ook geweet. Ek het geweet, jy is akademies sterkie, maar dit was nie die rede hoekom ek jou gehelp het. Ek het jou gehelp, omdat ek 'n kind gesien het, wat dieselfde was wat ek ervaar het. Ek het nie dieselfde omstandighede gehad nie, maar ek was ook arm gewees. En ek het ook altyd op skool gedink, weet my onderwysers, ek het nie altyd wat ek moet hê nie, maar niemand het daar uitgesteek om te help nie. En ek wil jou help.
Ja, van kyk, laerskool het ons nog 'n geleentheid gehad vir die voedingsskema. Dink jy dat die skool was regtig, die hoërskool was al op die voedingsskema nie en jy daar gesit in 'n klas en dan brand jou jou toe brand en dan probeer jy maar kyk, hoe kan ek nou maak en as dit maar daai maatjie wat gee en daai geld het 'n verskil gemaak op die 15de. Of in die 15de of die 16de gekom het, dit het 'n groot verskil gemaak want dit het my gehelp om 'n ander potlood te koop. Jy het my gehelp om 'n ander pen te koop of 'n liniaal want jy het nie altyd gehad wat die next ou het langs aan jou nie. En jy het maar ook nie probeer vra nie want maar later jy besef jy moet gee jou uitveer. En dit was vir my was dit ook 'n kwessie van in die klas moet jy ek moes stil gesit het want my stem was al dik stem al wie brom so. So dit was daai fase maar ek kan vandag opreg sê dankie en ek kan net op 'n einde van die dag die seën op die juffrou se lewe en die kinders se lewe spreek want dit het wat vir my die saadjie wat vir my geplaas was. Dit val nie altyd op gaan nie hoe moet ek sê dit gaan nie op die juffrou val nie, maar dit gaan op die volgende geslag val. En as mense net soms daai besef the good that we do gaan nie altyd nou na ons toe kom nie, maar dit gaan op 'n geslag van jou gaan val. En dit is wat ek vir u seuns kan toe en die Here het u geseën met seuns. Ja. En dis die wonderlike van wat God kan doen om te sê maar I'm going to bless you with something because you were a blessing to me en ek probeer elke dag om te sê I need to be a blessing. En vandag juffrou wat ek ervaar is dat baie ken nie die storie nie. They see the cover. I know you are so proud whenever I pronounce something. Ek gaan na dit toe. Onthou net die juffrou was elke nuwe werk is die eerste keer wat ek moet eerste keer wat ek moet laat weet. Juffrou ek het die weer gekry. Juffrou ek gaan so Juffrou gaan vir daai onderhoud. Ja, en dit was vir my belangrik om in kontak te bly want iets vir my 'n wêreld verander. En ek het daar geleer daar's mense wat nog belangstel. Want as jy kom as 'n kind uit 'n geleeder uit waar there was not a lot of care. Kom in en staan voor iemand wat sê dat ek is hier om ek stel belang om te gee en dit kom met 'n suiwer hart uit. En daai was vir my belangrik is. Daai suiwer hart. So iets kleins gewees. Hulle sê die Bybel praat van die klein jakkeltjies wat die wingerde verniel, maar as die klein ding wat 'n mens maak. Sometimes we don't om net vir iemand te sê asseblief en dankie. Dit het my geleer om die ou by die karaats met die nodige respek te hanteer. Dit het my geleer die ou wat die security guard by die werk as ek elke dag inkom breek. Is 'n knoppie wat hy druk, maar is vir my belangrik om te sê dankie. Goeiemôre, hoe gaan dit met u? En daai het vir my laat leer, daai gedeelte wat jy vir gedoen het dat life is short, maar jy kan 'n meaningful impak kan jy hê. Juffrou in toe gaan dit nou aan. Juffrou was almal by my 21ste verjaarsdag. Ja. Ek raak mondig. Jy raak mondig in graad 11. In graad 11. Hoe jy daai storie oorgedra. Maar dis 'n leerder wat nou 'n oom is. Ja, ek weet jy kon nie rugby speel nie, omdat jy oor ouderdom was, dis hoekom jy die bestuurder was. Die bestuurder / motiveerder van die groep / waterdraer. Kom ek gaan goed terug na jou maniere. Behalwe dat juffroulike deur vir my gesê het dat jou omstandighede verduidelik het aan my. Onthou ek het jou nie geken nie, ek het jou wel gesien op die skool, omstandig, maar ek het jou nie persoonlik geken en sê het my gesê, weet jy, dis die kind met die mooiste maniere. Dis die kind wat die ordentlikste is. Dis die kind wat die netjies geklee is. En toe jy instap in my klas in, dit kan nie 'n kind wees wat jy regtig ware huis het nie, wat so netjies het. Want jou hemp was spierwit, jou broek was heel, jou skoene was, jy het 'n das omgehad. Jy het met soveel waardigheid in hy klas ingeloop. En jy het gelyk soos iemand wat 'n tekort het aan geld. Ek dink vir 'n oomblik gedink ek by jou geld verander. Maar jy het met trots ingestap en jy het nie gesê juffrou sorry, nee, ek het dit nodig, jy het dit aanvaar omdat jy omstandig geweet het. Maar ek het ingesit in 'n kind se lewe omdat ek jammer vir hom was,
maar ook omdat ek hom wou help. Want jy kan nie so ordentlike kind op die skool het en hom miskyk vir die omstandighede wat hy in bly nie. Is dat so 'n pragtige kind? Hy's so ordentlik. Jy het seker 100 keer vir my gegroet as jy hom by skool gekry het. Yes. En dis die tipe mens wat jy was. Ja. En jy het net vierkantig in almal se harte ingeklim. Ja. Op 'n stadium het jy vir my kom sê jy het 'n matriek, jy het skoene nodig. Yes. Matriekafskeidskoene. Ek weet vir een of ander rede was ek nie by die matriekafskeid nie. Yes. Maar jy het die goeie geld kom haal sodat jy skoene kan koop. En toe hoor ek jy sê maar meneer Len Moses gaan jou das koop. Die tas. Okay, daar's nog iemand. Soos nog iemand op die wasbring. Ek kan nou so hele outfit en whatever ek so. Ja, kyk nou nog hy soet. Hy was 'n snaakse soet. So 'n silwer. Maar ja, geduld. Ek het nooit daai tyd besef wat 'n impak daai klein bydra aan jou lewe gaan sou het nie. En ek het nooit weer na jou weer so 'n tipe kind gehad vir wie ek so baie gegee het nie. Ek het wel daarna nog klomp hoofseuns gehad vir wie ek altyd gehelp het met hulle aansoekfooies, ek vir hulle gehelp het met hulle aansoeke vir kampus. En eendag maak ek 'n grap met Olivia Lekadeer. En haar seun, haar middelseun, en ek sê een seun. Hy sing verskriklik mooi, nou sê ek vir Livie, wie se mooi stem met hierdie kind? Jy kan nie sing, Saan kan nie sing nie. En sy sê, weet jy, is seker maar die manne met wie ek my omring het. Dus sy is bevriend met Roger Adams, en Zandre en Andy September. En my babaseun is hierdie jaar die hoofseun. Wow. En toe dink ek, okay, ek het my omring met hoofseuns. Nou is my seun 'n hoofseun. En dis die belangrikste so, wat dis van die seëninge wat jy net van gepraat het. Yes, is true. Wat nie op my val nie, wat op my kind geval het. En ek dink dis een van die redes hoekom my aangewys is as hoofseun. Want die eerste ding wat mense gewoonlik vir my sê, as hulle vir my sien, jou kind het sulke mooi maniere. En ek dink dit is wat ek van jou destyds gesê het. Jy het sulke mooi maniere, jy is so ordentlik. My seun is soos jy. Daai seëninge het geval op sy lewe. Yes, dit val die meetsnoere, sê hulle die woord. En wat belangrik is toe word hierdie ou man hoofseun van die skool. Die oudste hoofseun van Veldtevrede. Ek soek tot vandag toe daai persoon wat my rekord kan breek op die ouderdom van 22. En ek dink baie, daar was die wat jy geglo het. Want jy het getwyfel in terme van, gaan hierdie hoofseun slaag? Want ek het vakke gehad wat ek nou nog nie weet, hoekom het ek daai vakke gehad, die wiskunde, biologie, geskiedenis en natuur- en skeikunde. Tot vandag toe weet ek. Maar daai was die vakke gewees en hier's ek nou hoofseun op 'n 22-jarige ouderdom. En jy daar was druk sonder dat 'n mens weet daar was druk, want ek moes die druk ervaar in terme van hulle sê dit lyk nie ek is goed genoeg, want my rapport het nie kwartaalliks goed gelyk. Hy was altyd so 'n rooi lintjie. Onderaan, wat was juffrou se denke toe dit nou kom by hierdie 22-jarige seun wat nou hoofseun is van die skool? Een ding wat ek geweet het, jy het 'n visie vir die toekoms. Alhoewel jou punte op jou rapport nie gestrook het, eie was met die visie nie, het ek geweet jy gaan ergens kom. En ek het enige gesprek gehad en gesê, jy het gesê gaan jy genote toe, jy het gemeenskapontwikkeling gedoen. En ek glo jy kan dit maak. En juffrou Los het jou gekontak en toe die ene juffrou, ek gaan nie die juffrou se naam noem hoor, maar juffrou Los wil nou vir jou help om te gaan verder studeer. Dus sy sê, ja, maar jy gaan jy geld mors. Geduld is nie akademies sterk nie. En ek het van gesê, ja, hy is nie akademies sterk nie, maar hy het 'n wil in hom en hy het 'n visie, hy wil iets maak met sy lewe. Hy wil die siklus van armoede wil hy breek in sy familie in. En ek dink dit is wat ek in juffrou Los gesien het. So ek het nooit ooit getwyfel dat jy nie sukses sal bereik nie. Ek het geweet jy gaan dit maak. Met alles wat jy aangepak het toe jy begin het met jou eerste jaar en altyd kom staaltjies vertel het wat daar op kampus aangaan. Het ek geweet jy gaan dit maak. Jy het gegaan om te gaan speel nie. Jy het gegaan om te gaan bou aan jou toekoms. Jy het nie begin jou kampusjare uit 'n gemaksone uit van my ma se die en my pa se daai en ek het soveel geld in die bankie. Jy het gegaan as 'n kaalvoetklonkie, ek moet dit noem, as 'n kaalvoetklonkie wat gehoude daarvan om kaalvoete rond te loop. So gemaklik jy was tussen mense, maar jy het ook geweet waarvoor jy daar is.
jy wil iets maak met jou lewe. En as ek vandag terugdink, het ons baie weinig sulke kinders wat iets wou maak van 'n lewe omdat hulle van niks afkom nie. Ons kinders vandag is so gemaklik, hulle sien die armoede waarin hulle bevind en ag wat is 'n lewe waar ek gewoond raak. Ek sê vir gewoonlik vir kinders, jou mamma te huis. Jou suster kry 'n baba, 'n kry 'n man of kry 'n ouetjie en dan slaan hulle Wendy uit 18 jaar op. Yes. Ek sê dan raak jy groot dat dan my auntie kom blyk nou by ons ook in 'n Wendy op die hand. En dan is daar nog so 'n hoekie in die plek en dan sê jy vir jouself, daai hoekie is waar my ook gaan wees. Yes. Dit is ons kinders se mindset deesdae. Hulle dink jy daaraan, ek hoef nie op hierdie jaar 'n hokkie op te slaan nie. Ek kan iets maak met my lewe. Jy het vir jouself gesê, maar jy gaan met jou kinders bly in 'n tent van die kerk. Yes. Jy het gesê jy wil eendag jou eie huis hê. En dis hoekom jy gaan verder leer het. En dis hoekom ek geglo het in jou in. Ja, 100%. powerful. En tot vandag toe, en dit is daai glo wat maak dat geduld staan. Ek dink ek is niks sonder, ek sal dit altyd sê, niks sonder 'n Carol Marolli, 'n Len Moses en 'n Elizabeth Loss en 'n Thomas Matthee. Want daai fondasie wat vir my gelê was, daai het my die hoop gegee. Dis hoe ek op kampus kon gekom het en gesê, ek gaan nou iemand soek wat my kan beat, because I'm here to do my thing, get my degree, go home, en is so, die Here was so in die goed, omdat die mense wat gegee het, Juffrou Loss het nie gegee met 'n siggie. Dis hoekom alles vorentoe meer makliker was, want ek kon terugval, en ek dink altyd, daar's tye wat ek byvoorbeeld nie, toe ek nou begin werk het, wat nie my studieloon kan betaal 'n maand nie, het Juffrou Loss nog steeds gesê, nee maar geduld, ek betaal hierdie maand, en is daai tipe onderwysers wat vir my 'n fondasie geleer het. En dis hoekom ek sê, ek is trots om 'n produk te wees van weltevrede. Ek is nie 'n miljonair vandag nie, maar ek kan teruggaan en sê, maar wat daai skool vir my gedoen het my lewe verander, en wat daai onderwyser vir my gedoen het my lewe verander, en dit is so belangrik. Daai inlê en daai, juffrou was real man, ek weet hoe om te sê, you were real, the teachers back then was real, en as jy gaan kyk, hoeveel jare moet julle klaarmaak, dan vra jy vir jouself, joh, gaan daar nog so 'n generasie na dit kom, want die generasie wat nou kom is 'n bietjie moeilik, want ek werk in my daaglikse werk elke dag, en as jy met 'n kind ek sê, as gevolg van my omstandighede, en daai maak vir my weer kwaad. Ja. Toe sê ek, as ek nou met jou sit maak, en ek vir jou moet sê, waartoe moes ek gaan, om te sê, maar ek kan nie die voorbeeld gebruik, as gevolg van my omstandighede, en ek dink dit is die mindset, wat ons kinders ook moet begin verander. You can't say, just because of my circumstances, of my ma, ek kan nie help wat is haar bly nie, hulle kom is daar, Ja. nu, dan my ma, het is nooit daar nie, en ek moes daai gevat het, en die lekkerste van alles, toe ek gaan my graad ontvang, toe kon ek vir juffrou hulle deel maak van hy seremonie, en die geskree, daai oomblik, Daai was die grootste voorreg wat ons gehad het om jou gradeplegter by te woon saam met jou. En toe was by die CTL Annie. CTC, City, wat is die afkorting? is soos- Die konferensie yes, daar in die yes. Kapen. Toe ons daar sit, ek en juffrou Loss en die vroukie wat jou bystaan en by gebly het, was Yes. dit Semolida se mami. yes, Jy het gesê, jy kan 3 mense nooi. En die 3 mense wat jy wil nooi, is die 3 vrouens wat vir jou iets beteken het, toe jy op skool en gestudeer het. En ons 3 dae gesit soos trotse moeders. En toe jy opkom my voorg, toe vlieg ons op en ons klap die hardste hande in ons mense verstaan nie, Die mense gewonder, hoe kan een kind 3 mammas hê? drie, Jy het 3 vrouens gehad wat jou support het. Maar was vir ons 'n groter voorreg om daar te sit, om daar te kon wees as jou gaste. jo, ek weet nie, ons kan baie lank praat, ons kan in diepte gaan, juffrou van my kant af, ek sê weer eens, ek weet nie, daar gaan nie woorde wees om te sê, die impak wat jy gemaak het, maar moenie opbou doen wat juffrou doen nie, want ek het by skool gaan praat, en sê ek, hier sit baie geduld tussen julle, is 'n kwessie van, jy moet jou mindset verander, jy moet vir jouself sê, ek het die wilskrag om te gaan, en ek sal altyd die grap maak om te gaan, dus ek sê ook, nou, jy gaan net college toe gaan, en voor Dr. Libbe staan, en ek besef, maar ek het nie met 'n A geslaag he, ek het ook met 'n B geslaag he, ek het ook met 'n C geslaag he,
Ek moet 'n deurgeslag word deurgesit, deurgesleep of deurgedra. En dis die belangrikste, maar is deur 'n onderwyser soos u. So van my kant af en my familie vandag, want hulle kan die vrugte pluk as gevolg van 'n Carol Maroli. Ek sal nooit daai vergeet nie. Hulle kan vandag die vrugte pluk en my dogtertjie wil die skoene dra nie, sy gesukkel. Pa se kind. Is 'n gesukkel. Ek sê vir die maar nee, daai's ek en ek sal nooit vergeet nie. En ek sê altyd as ek uit skoene uit kan kom tot vandag, dis vir my baie belangrik. Ek voel gemaklik en is vir my lekker om te kan relate met die man op die straat. Ek kan relate met die kind met die vuil koller. Maar ek het geleer daai tyd met my baadjie en my das in my hemp, skooltrots. Ek het geweet as ek myself gaan present as 'n produk van weltevrede en ek gaan hy baadjie dra. En die baadjie ek is gekoop, Lamies se suster, het die baadjie vir my geleen eers terwyl ek in die koor gesing. En later het sy die baadjie vir my gegee. En wat so mooi is, juffrou, leerders het vir my kos gebring skool toe. Dit het Lamies gewees, dit het Daniel gewees, as jy, my maat vir die bakkie, dan dink ek, nee man, sy het die bakkie ingesit, van jou ma weet nie van my af. En daai was so belangrik. Deel kinders nog in vandag se tyd? Baie weinig. Ons kinders het baie selfsugtig begin raak. Ek bring vir my en vir myself, en ek kyk nie na die maatjie rondom my nie. Maar een ding wat uitgestaan het, jy het vir jou omring met mense, vriende, wat vir jou kon help. Yes. Vriende wat jy vir jou kon oplig. Dis dalk die rede hoekom jy natskei gevat het. Ek dink dit was Daniel se Ja, natskei en wiskunde. Yes. Soos in een klas gewees, dat ons net kan deurgaan. Dis reg. So dit is 'n ander les, dat 'n mens moet regte vriende vir jou kry, vriende wat vir jou kan vooruit wat in die lewe. En nou na vandag kan jy nou ophou dankie sê. Jy het nou al vir my kaas gebring, jy het vir my sap gebring. Wat het jy al by my huis aangebring? Rooiwyn gebring. Ja, jy het rooiwyn nog gebring. Jy het nou al oor en oor genoeg dankie gesê. Jy hoef nie meer dankie te sê nie. Ek het 'n klein bydrae in jou lewe gemaak, maar jy het dit aangryp in albei hande. En jy het iets met jou lewe gemaak, omdat die Here hier 'n begeerte in jou hart gemaak om 'n beter mens te wees vir die toekoms. Jy sê jy's deurgesit. Nee, jy's deur genade deurgetrek. Die Here het jou deurgetrek. So daai Jabes se gebed het waar gekom. Die Here het jou geseën. Hy het vir jou leiding gegee. Hy het jou aan die hand gevat. Die Here het jou grondgebied vergroot. Hy het vir jou geleenthede gegee. Jy het gegroei met daai geleenthede wat hy op jou pad gesit het. True. En hy het jou bewaar van onheil. En vandag sit jy 'n trotse leerder van weltevrede. Yes. Iemand op wie ek soos 'n moeder oor voel, as ek sien wat 'n prestasie jy bereik het. Ja, ag jy my hart so 'n boks spring. As ek my, dis my kind. Yes. Dis my kind. Ja, en so kan ons vir ure gesels. Ons kan baie dinge sê. Juffrou, ons sê vir jy dankie dat u die tyd afgeknip het om na ons eerste episode. Dit is die heel eerste ene wat ons geskied het vandag, die amptelike een van die Inner Eagle. En ons soos nou vandag kan gepraat het, ons gepraat oor die innerlike saak, want wat van binne is, straal uit na buite toe. En baie vergeet soms dat we can have the most beautiful smile, maar as ek die binne nie reg is nie, want hy sê, die woord van die Here sê, hy is die kenner van die hart en die toetser van die niere. Hy ken die binneste van jou en hy weet wat ook al die binne uitgaan, gaan na buite toe straal. En dankie, ek sal nie ophou dankie sê, ek sal nog sê, tot hulle my graf sak, dan sal ek sê, ophou dankie. So dankie vir jou se tyd en dankie dat jy vir ingekom het om saam met ons te gesels. Ek dink ons gaan nog meer gesels en ek hoop op 'n stadium, ek het altyd hierdie droom in my kop. There's gonna be a big series, it's gonna be, het gaan 'n groot wees en het gaan op die skool wees. Ek voel in my gees en ek sê altyd vir myself, ek gaan altyd dat deur. Daar gaan 'n dokumentêre wees wat deur die skool moet gaan en deur Newtown Primêr om te sê maar dit is waar die kom vandaan van geduld is. En weltevrede sal altyd die nommer 1 skool bly. Hulle kan maar wat sê van my skool. Daai skool het my gevorm. Ek is gevorm deur die omgee van mense soos u. So baie dankie dat u tyd afgebaken het om saam met ons te keer. Almal wat saam met ons gekyk het, ons sê vir julle baie dankie. Ons gaan nog meer gaste hê. Ons gaan die meneer Thomas Matthee op die stel het wat gepraat oor wanneer is die bang om foute te maak nie. Hoekom het hy spesifieke woorde op die bord geskryf het en hoekom het hy woorde tot vandag toe inpak in my lewe. Ons sê baie dankie vir u wat gekyk het. Maak seker u like, u subscribe, u sê ook hierdie met ander, want daar iewers sit 'n geduld,
'n geduld wat hoop het, 'n geduld wat wens, en daar is iewers nog 'n kerel Marolly wat uitkyk na 'n geduld. Mag jou week, mag jou naweek, mag jou maand, mag dit geseën wees. Die Here seën. Ja, kyk, as ek en juffrou by mekaar kom, dan sal ons altyd gesels oor die verlede en die impak, want jy's niks sonder jou pasie. Because you must go back to your past sometimes, just to experience. Want jou pasie herinner jou van die moeilike tye. En because ons gaan in die lewe so voort en alles gaan honky-dory. But sometimes you need to have a check-in with yourself. En dan, dis hoekom as ons by mekaar kom, kan ons, ons kan diep gesels en dit vat my terug, weet dat 'n mens, dis conversation wat ek met my eie maak gehad. Until today, I don't have a conversation like this with my own mother. Het sy vir juffrou gesien as 'n ma? Ek moes vir haar en vir juffrou Kerel Marolly en juffrou Lose, hulle het ingestaan. My moeder is daar, maar ek kan nooit vergeet die vrou wat my gedra het van 9 maand. Jy sal nooit by vergeet. En as jy kyk na my skryf in my boeke, sal ek altyd sê, daar sal nie 'n Geduld Veldsmann gewees het sonder 'n Rachel Veldsmann, Rosaline Veldsmann wat my ma is. En hier kom iemand en staan vir 'n tyd in hy gap om dit toe te maak. Want op 'n sekere stadium van my lewe het jy 'n ma se stem nodig gehad. En my biologiese ma was nie daar nie. En dis die stem van Kerel Marolly en Elizabeth Lose, wat hy nurturing moes gedoen het. Maar ek moes 'n sagte stem gehoor. Maar van wat julle nou gesels het, kom ek agter, dit het nie net gegaan oor geld. So dit was meisiegoeders. Ja, ek kon nou as verhoudings hier uitgewerk het of so. Kom ek vat dit terug, op skool het ek hierdie meisie, ons twee was verlief op mekaar. Maar ek was ouer as sy. En haar ouers het my nie gesien nie. En terwyl ek weet in my self as ek nog 'n kind en sy het ook die kind gesien en sê maar is maar 'n kind. En ouers het gedink nee, hy is al ver voor. Terwyl jy nog eens geprikkel nie, want my groep waar ek in was, ons was almal kinders. En dan het ek gegaan na haar toe en ek nog gesê maar die maal het my gejaag, hartseer gehuil. Want met wie praat ek? En ek moes met iemand praat en sy was die moeder na wie toe ek kon gaan en sê maar Bonnie so sy maal het vir my gesê ek moet gaan, ek is te oud. So ek moes teruggegaan en sy hy gaping toegemaak van deesdae kan 'n kind met sy ma gaan praat of ek kan met sy pa gaan praat. Ek het 'n Kerel Marolly gehad saam wie ek kan gaan praat oor verhoudings. Ons kan oor enigiets gepraat het. Ons het rugby gepraat, ons het die verhouding gepraat, want sy moes my geleer het van, dis 'n dame, dit is op die fase waar hulle gaan, en dis wat hy kon vir die lewensoriëntering sessie het ek by Kerel Marolly gekry. Sy het nou iets genoem wat my nogals diep geraak het. Sy sê, sy moet nou ophou dankie sê. Sal sy ooit kan ophou dankie sê? Daar's nie 'n manier, sonder 'n Kerel Marolly is hy ook nie Geduld Veldsmann. Want op 'n crucial tyd, en dit is my tienerfase. Ek het 18 geraak in daai ouderdom 20, graad 10 was ek 20er. Ek is al 'n volwasse man. Maar in my mind is ek 'n kind van ek is nog op skool. En hier kom sy en sy kom plant 'n saadjie om te sê, maar ek is bereid om vir elke man geld te gee vir toiletries. Sonder daai, waar sal ek op geëindig het? Onthou sy het my skoolfooie betaal vir graad 10 en graad 11. Daai tyd moes jy 'n skoolfooie betaal het, so hoe sal ek ooit kan sê dankie of stop ophou dankie? Ek sal seker eens moet begrawe word voor dit sal ophou, maar ek sal elke keer, elke platform wat ek gebruik, sal ek al acknowledge, sal vir Thomas Matthee acknowledge, ek sal vir haar acknowledge, sal vir Lose acknowledge, want dis die mense wat 'n verskil gemaak het. Ek kan ongelukkig nooit op 'n juffrou, baie jammer, ek gaan nog elke dag hoor wat die Here jou gee. Laaste vraagie, jou vrou en kinders, hulle het ook al seker die storie nou baie gehoor, of is hulle, weet hulle nie van die
Noem hulle ook vir hulle juffrou of auntie of Kyk, hulle het al gehoor al, hulle het al gesien, hulle het al ervaar en daar was hulle moontlikheid dat ons kyk dat my vrou en juffrou Morelli 'n bietjie koffie drink. Want sy is die enigste een wat vir haar nog 'n verdere perspektief kan gee. Want sodra sy in 'n kerk sit of plek sit, my vrou nou waar ek die storie vertel, sal sy emosioneel raak oor dit, want sy voel dit saam met my. En dan my seun sal ook altyd sê, nee, my pa is 'n skrywer of my pa kom af en dan verstaan. En die mooiheid van dit is dat, wat my geleer het, is dat my vrou het 'n eie seentjie gehad. En ek het hom aanvaar as my eie, as gevolg van wat met my ook gebeur het. En daai is vir my die belang. En as ek sien hoe trots hy is oor 'n wedstryd wat ek moet gaan kyk, ek kan nie altyd elke wedstryd kyk nie. Maar hy voel met hy trots, my pa is by Boland, my pa werk op by Drakenstein en dan kan jy sê, my pa het 'n boek geskryf. En dat ek ook 'n dogtertjie. Ek het vir my dogtertjie gebly sê, you need to read the older one. Read this book. Lees bietjie hierdie se storie, dan verstaan jy. En is hy trots om te sien hoe hulle oë ophelder. Want dit is nie net oor geld nie, maar so kan hy moments waar hy spandeer met hulle om te sê, maar dis eintlik jou pa. En dis waarvan af ek kom. En dit wat ek doen, is nie vir my nie. Dis vir julle 3. Na dit is ek nie meer is dit die julle 3 wat kan sê, maar ek weet wie my pa is. Hoeveel vaders is al dood en die kind het nie 'n ding van hom of 'n storie van hom of wie dit is nie. What I'm trying to build is for them to see my pa het 'n legacy agtergelaat. Maar onthou, daar was mense wat gemaak het wat jou pa is wat hy vandag is. die laaste ding wat ek hoor, en dis so 'n golden thread deur jou hele storie, is dat 'n mens raak groot dat jou familie is jou bloed. Dit klink asof jy nie jou stuur aan hy nie. Ek lyk jy lees my mind, dat familie, ek is altyd, iemand het gesê, bloed is dikker as water, maar die mense wat vir my familie is vreemdelinge. Dis iemand wat ek ontmoet het in 'n pad, wat my gesê het, maar joh, my vriend, en ons het 'n band gebou. Mense wat by my kom kuier is vreemdelinge. Ek spandeer meer tyd aan vreemdelinge wat op my pad gekom het, wat familie geraak het, as my eie bloedfamilie. Ek weet nie kom dit so nie. Dis hoekom ek het 'n klomp ouers, baie eendag het een van my moeders afgesteur en vra, wie dan nou afgesteur? Ek sê nee, dis maar Rykie wat afgesteur het. Sy het op hierdie stadium van my lewe 'n krusialrol gespeel. Dan kry vir ma, as vir ma wat is, materrol gespeel en maket. En baie verstaan nie daai nie, dat jy vir pa Geer, dat jy vir daddy, Bill soos hulle hom noem. So ek het verskillend, maar dis vreemde mense. As ek maar dis my suster, maar nou hulle sê dis my broer. Maar dis die vreemde mense en die mense wat het in die pad vanaf afgekom en gesê, but I want to invest in his life. En ongelukkig is dit tot vandag toe. Ek sê klomp maar, ek sê wel, julle kan nie vir my vermaak nie. As ek nou vandag wil ry, ry ek na Market toe, ek môre ry ek na pa Bill toe, of ek ry aan maar Carol toe. Ek kan gaan, want ek is 'n huiskind, ek was gesien as 'n huiskind en ek voel tuis. Dit is my omgewing. En baie verstaan nie, in Ethiopië was by die begrafnis hulle, en die tweede oudste seun gaan nog gaan praat. Tweede oudste seun, maar die mense het die seuns nie. Sien, hulle sê maar, dit is seuns nie, maar sê nee, hier's my een seun. Geduld, hy sal die huldeblik doen. Wauw, baie keer ek mense wat van, jy en ek nie 'n suster, 'n broer en suster, so ja, maar het maak nie sin nie. So, dis daai tipe mense, en dis ook met vir my, daai is die mense wat my familie op einde van die dag is. Maar ek skiep nie my eie familie af. Ek kan nooit verander wat ek 'n Williams is, en dat ek 'n Veldsmann is. Dis my roots. En ek sal altyd sê, my broer bly my broer, en my suster bly my suster. Maar die Here het 'n manier hoe mense by mekaar kom, wat ek gaan jou raak. Das